Soos ek gesê het, wil ons vanaand hierdie 3 geleenthede afsluit, waar ons bietjie gepraat oor hoekom moet 'n kerk toe kom, en in die vorige 2 geleenthede, net om die gedagtes so bietjie te verfris, het ons stilgestaan by die woord en die sakramente, as die 2 grootste redes, hoekom ons moet kerk toe kom. Dis met hierdie instrumente, wil ek sê, dat God sy genadewerk in elkeen van ons se lewens kom doen. Vanaand wil ek probeer om al die lyne bymekaar te trek en ons te laat fokus op die gemeenskap van die gelowiges, die motief in die erediens. Die eerste doel hoekom ons hier is om God te verheerlik. Dis die primêre doel van 'n mens op aarde. Maar dan sê die Here ons met die gemeenskap van die gelowiges beoefen. Met ander woorde, hy sê, moenie alleen daar onder die boom gaan sit nie, ek het verlede week ook daarna verwys. Kom doen dit hier saam met mense wat dink en doen soos jy. Hoe die ou Suid-Afrika se lese gelees, eendrag maak mag. As ons by mekaar kom, is ons soveel sterker as wat elkeen op sy eie probeer veg. En wanneer ons kerk toe kom en deelneem aan die erediens, luister ons mos nie net na die woord nie. Sien ons nie net die sakramente wat van tyd tot tyd bedien word nie. Maar amper die belangrikste van alles in die kerk is die Here sê, waar daar 2 of 3 in my naam vergader, sal ek self teenwoordig wees. Met ander woorde, hier in die kerk, hier in die erediens, is daar 'n ontmoeting tussen sondaar mens en almagtige God. Ek en jy kom in die nabyheid van God, in sy teenwoordigheid. So wat doen God? Hy trek ons in die gemeenskap met hom in. Hy maak ons deel. By die nagmaal sê ons, die brood en die wyn is die deel aan sy liggaam, die deel aan sy bloed wat gevloei het. In die erediens kom trek hy ons nader. Hy kom maak ons deel van sy liggaam. Jesus as die hoof van die liggaam trek sy liggaam na hom toe in 'n genadige, hartsversterkende gemeenskap. Met ander woorde, dis nie sommer ligtelik nie, dis nie sommer iets wat net gebeur en dit gaan verby nie. Hy kom en hy trek ons nader omdat hy genadig is, maar hy kom ook en hy kom versterk ons harte vir die week wat voorlê. Die gemeenskap in die erediens gaan verder. Ons ervaar ook die gemeenskap met mekaar. En dit beteken nie, broers en susters, dat almal van ons altyd oor dieselfde saak, dieselfde dink en voel nie. Onthou, God het ons individue gemaak. Ons is almal na sy beeld geskape, maar elkeen van ons is uniek. Elkeen van ons het 'n ander manier van na dinge kyk. Die verwysingsraamwerk waaruit jy groot geword het, speel 'n baie groot rol. Die werk waarin jy verkeer in jou dagtaak speel 'n baie groot rol. Ek wat op 'n plaas groot geword en van 'n plaas afkom, vergelyk altyd iets in die woord van God met die plaas, want dis iets wat vir my bekend is en dis iets wat my herinner aan dit wat daar is. So kom mense uit die stad uit met 'n totaal verskillende verwysingsraamwerk. Ek sê altyd vir mense, kom ons sê ek en Leon en Bernard klim hier in die kar in Potchefstroom en ons ry, ek weet nie wat dit vandag nie, in my dae was dit Ellis Park toe in Johannesburg, en ons gaan kyk 'n rugbywedstryd. En ons sit al 3 langs mekaar, maar ek, omdat ek 'n losvoorspeler was, kyk en ek sien wat die losvoorspelers doen. Leon was argumentsondalwe 'n skramskakel. Hy sien nie wat die voorspelers doen nie, hy sien wat die skramskakel doen. Bernard is 'n spoedvraat, hy dalk senter of vleuel gespeel, en hy sien wat hulle doen. En nou kom ons terug by die huis, en hulle vra vir ons, het julle dit geniet? Ja, nee, ons het dit almal geniet. Nou vertel bietjie vir ons. Dan vertel ons ten spyte daarvan dat ons langs mekaar gesit het, 3 verskillende weergawe van presies dieselfde wedstryd. Want God het ons verskillend gemaak. Hy het ons uniek gemaak. Elkeen het 'n ander uitkyk op die lewe. Elkeen verstaan 'n ding anders as die volgende een. Daarom sê ek baie vir Anet, as sy vir my kwaad is, of as hy 'n bietjie striweling was, wat glo my dit gebeur van tyd tot tyd, dan sê ek vir haar, ek is jammer vir wat ek in jou verwysingsraamwerk aan jou verkeerd gedoen het. Want onthou, uit my verwysingsraamwerk was ek nie verkeerd nie. Maar wat haar betref, was dit verkeerd. En daarom kan ek mos verskoning vra. Want ons verskil. En ek dink as ons by daardie punt kom, dat ons wil aanvaar dat elkeen verskil van die ander een, man en vrou verskil van mekaar, dan gaan dit soveel makliker wees om te sê, ek is jammer. Dit het my baie lank gevat in my lewe, net moes lank met my getroud gewees het, voor ek by daai punt uitgekom het. Maar genadiglik het die Here my deur haar gebruik om my te wys, daar is
soos sy altyd gesê het toe ons pas getroud is, maniere en maniere om 'n ding te sê. Ek het die gewoonte om, as ek passievol is oor 'n ding, dan raak ek driftig en ek begin harder praat. Dan sê sy, moenie op my skree nie, dan sê ek, maar ek skree nie op jou nie. Maar jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. En weet jy, ek dink dis hoekom baie predikante as hulle op die kansel staan, ook driftig raak, want jy kom op 'n punt wat dit vir jou voel, maar die mense hoor nie wat ek sê nie. En dan wil jy, ek wil amper sê met gebaretaal, met lyftaal, soveel duideliker probeer oorkom. Die agtergrond van die Ou Testament is ook baie belangrik, as ons kyk na hierdie gemeenskap wat ons ook met mekaar het in die erediens. Die gedagte van die erediens as 'n ontmoeting en 'n gemeenskap van God, vind ons reeds vroeg in die Ou Testament. In die Ou Testament was die tabernakel en later die tempel, die plek waar die Here gewoon het in sy volk. As u die Bybel lees, dan sal u besef, die Here verwys baie, die volk verwys baie na die tempel en veral na die Allerhoogste as daardie deel waar die Here was. En waar daai tempel was dan waar hy sy volk laat saamkom het in 'n heilige en 'n gewyde ontmoeting met mekaar. Nou is die eerste vraag, is ons vanaand heilig? Dominee, is jy heilig as jy hier staan sonder 'n baadjie en 'n das? Weet jy, 'n baadjie en 'n das kan my nie in die hemel bring. Heiligheid gaan daaroor dat die Here vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig. En dan bedoel hy daarby, wees anders as die wêreld daar buite. Laat jou lig skyn, sodat mense na die lig toe getrek word. Ons wil dit dalk nie aanvaar nie, maar mense is maar soos motte en muskiete, en as daar lig skyn, dan kom hulle. Ons word aangetrek deur die lig, en u en ek moet ons lig laat skyn, sodat ons mense aantrek na die koninkryk van God toe. Die Here gee vir ons duidelike opdragte hieroor, en ek wil 'n paar voorbeelde aanhaal. In Eksodus 25 vers 8 sê die Here vir Moses, julle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen julle kan kom woon. Jy sien, God wil nie daar eenkant wees, en ons is hier. Hy wil tussen ons kom woon. Hy wil saam met ons deel in ons vreugde, hy wil saam met ons deel in ons pyn, in ons smart. Hy wil tussen ons kom woon. Dis nie ons behoefte wat bepaal of ons na God toe gaan of nie gaan nie. Die vraag was nog nooit of ek en jy lus het of nie. Die opdrag, die bevel kom van God af om dit te doen. Ons het so pas gelees, moenie die onderlinge samekoms afskeep soos wat baie van julle die gewoonte het nie. Die opdrag staan in die Bybel. Dis nie die dominee of die kerkraad nie. Die Here sê dit vir ons in sy woord. Daarom keer op keer kom dit, veral die psalms kry ons dit baie, soek die aangesig van die Here, soek die teenwoordigheid van die Here op. Lees ons in Psalm 105. Hy sê, moenie alleen opsnork nie, moenie sukkel met jou menslike probleme nie, soek my op, kom vind by my krag, kom vind by my die wysheid. En dan veral op 'n Sabbat het die Here sy volk by hom verwag. In Levitikus 23 vers 3 sê hy, die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. Wat sê die Here? Die Here staan met oop arms, hy sê, hoe sê ons vir daai klein kinders? Kom oupa toe. Die Here sê, kom na my toe. Ek wil jou vashou. Jy is vir my kosbaar. Jy is my enig in jou soort. Oor die Sabbat en hoe dit in die Nuwe Testament op 'n Sondag gekom het, is 'n geleentheid vir 'n ander aand waaroor ons ook kan praat, as jy my net onthou en herinner daaraan. Hoekom het ons na die Sondag toe beweeg en nie meer na die Sabbat nie? En ek hoop baie duidelik u hoor, ek praat nie van Sondag en Saterdag nie. Hoekom het ons na aanbidding beweeg, weg van die Sabbat na 'n volgende dag? Ons sal daarby praat, amper gaan ek nou weer aan. Ons sal by 'n volgende geleentheid daaroor praat. Dit is belangrik dat hoewel die dag en die inhoud daarvan verander het een beginsel tog bly staan. God wil steeds sy kinders saam en gereeld ontmoet in 'n amptelike erediens. Dis 'n opdrag. Nou is die vraag baie keer, maar kan en mag ons by God ingaan in 'n persoonlike gemeenskap, in 'n persoonlike verhouding? En as ek hier kan terugverwys na ons geleesde gedeelte
dan is daar net 2 opmerkings wat ek vooraf wil maak, voordat ons ons ingrawe in dit wat Hebreërs 10 vir ons sê. Die eerste ding is, in vers 19, lees ons die woordjie dus, D-U-S. En dis baie belangrik, want dit maak 'n gevolgtrekking. En dis nou waar die teologie studies inkom. Verse 1 tot 18 gaan daaroor dat Christus die voortdurende offers van die Ou Testamentiese tempel erediens vervul en vervang het met sy offer van sy liggaam wat hy vir eenmaal gebring het, sodat ek en jy vir altyd kan lewe. Die samevatting daarvan vind ons in verse 18. En dan, dit is juist verse 18 se afsluiting, dat 19 tot 25 nou verder bou met 'n belangrike stuk praktiese toepassing. Ons het nou net vers 19 tot 25 gelees, maar as jy die vorige gedeeltes gaan lees by die huis, dan sal jy dadelik opmerk, vers 1 tot 18 gaan oor 'n spesifieke deel, vers 18 'n soort van 'n samevatting, en dan vers 19 tot 25, en dis hoekom ek dit gekies het vir vanaand, kom met praktiese voorbeelde, praktiese toepassings van hoe ons van ons sondes vergewe is. Die tweede ding wat belangrik is om raak te sien, is dat die hele Hebreërs 10 opgebou is binne die raamwerk van die erediens. Vers 1 tot 18 gaan oor die tempel erediens, en ek het dit nou gesê, en dan vers 18 die samevatting, en dan vers 19 tot 25 hierdie praktiese toepassings, maar behalwe vir die direkte opdragte, wat ons daar in vers 25 sien 'n mens dit ook in die verwysing na ons ingaan in die allerhoogste, daar in vers 19. Die oproep in vers 22 om tot God te nader, en dan die verwysing na die belydenis in vers 23, wat 'n aksie wat deel uitmaak van die erediens. So, ek en jy kom stap nie maar net bloot in die kerk in nie. Dis 'n fisiese aksie wat ek en jy doen, om in te gaan in die teenwoordigheid van die almagtige God. Ons het dus rede om te sê dat alles wat in verse 19 tot 25 gesê word, baie spesifiek op die erediens gerig is. As jy verse 19 tot 25 lees, sien jy 'n baie duidelike struktuur wat dit maklik maak om dit te lees en om dit te verstaan. Vers 19 tot 21 wat ons vanaand gelees het, is 'n aanloop tot 4 direkte praktiese opdragte, wat ons dan kry in verse 22, 23, 24 en 25, waar dit dan nou aan die orde van die dag kom. Die aanloop is belangrik, want dit gee vir ons die redes waarom ons kan en moet doen wat die opdragte vanaf vers 24 vir ons sê. Nou kom ons kyk eers na die aanloop, en dit is veral 2 groot redes waarom ons kan en moet gehoorsaam wees aan die 4 groot opdragte. Die eerste rede is, ons mag met vrymoedigheid ingaan in die Allerhoogste. Dis nie meer soos in die Ou Testamentiese tyd, wat dit net die hoëpriester is en dan ook net eenmal 'n jaar. Jesus Christus het dit kom verander toe hy na die wêreld gekom het, na die aarde gekom het. Ons kan met ons mag en ons moet met vrymoedigheid in die Allerhoogste ingaan. Hoe doen ons dit? Onder die beskerming van die bloed van Jesus Christus. Dit wat hy vir ons reeds gedoen het aan die kruis, gee vir my en vir jou die mag om te kan ingaan. Hoekom wil die mens in die Allerhoogste wees? Omdat dit die tempel van die Ou Testament die plek was waar God persoonlik teenwoordig was. Onthou, dit was die Ou Testamentiese mens se verwysing. Die Allerhoogste was die plek van God. En daarom wil hulle daar wees. Hy het volgens hulle in die Allerhoogste gewoon. Daarom, wanneer die volk getrek het, lees ons in die Ou Testament, moes hulle die ark saamvat, en hulle moes hom in die Allerhoogste, al was dit 'n tent wat hulle opgeslaan het, moes hulle hom in die Allerhoogste gaan neersit, want God het daar gewoon. As jy regtig gehoorsaam wil wees aan die opdrag van die Here, om sy persoonlike teenwoordigheid op te soek, dan kan jy nie stop by die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste van die tempel nie. Ons kan nie net gaan tot op 'n punt, omdat dit ons pas. Ons moet deurgaan. Die ouer manne, daai jare wat ons op die grens was, jy was mos nie in 'n kontak betrokke, en jy het gegaan tot op 'n punt en dan onttrek nie. Jy het deurgevoer, en dan het jy 'n veeg, soos ons gesê het, 'n veeoperasie gedoen terug
om te kyk, is daar nie eie magte wat seer gekry het. Maar jy stop nie halfpad nie. Jy gaan deur. Jy gaan na die allerhoogste. Jy moet agter die gordyn inkom. Anders bly daar altyd 'n afstand tussen jou en God. En dan is daar geen werklike gemeenskap met God. In die Ou Testament was die probleem dat niemand in die allerheiligste mag ingegaan het nie. Net die hoëpriester en dan eenmal 'n jaar, soos ek net nou gesê het. Die volk en selfs die gewone priesters was nie heilig genoeg om in die persoonlike teenwoordigheid van die heilige God van Israel te kom. U sien wat 'n groot werk het Jesus Christus aan die kruis gedoen. Ons is op pad Paasnaweek, waar ons herdenk sy kruisiging en sy opstanding. Maar ons besef nie altyd die impak van Paasfees in ons lewens. Wat hy regtig gedoen het. Dat hy letterlik alles wat skeiding tussen ons en hom maak, kom wegvat het. Vir ons, sê ek, geld dit nie meer nie. Ons mag ingaan in die allerheiligste, en wat meer is, ons kan dit met vrymoedigheid doen. Die voorhangsel wat ons op 'n afstand van God gehou het, is weggeneem toe Jesus Christus gesterf het. Sy gebreekte liggaam daar aan die kruis is die nuwe pad na God toe. 'n Pad wat nie 'n doodloop teen 'n gordyn of teen 'n muur het nie, maar wat loop tot by die almagtige God. Wonderlike voorreg, nie waar? Ou Testamentiese mense het geglo in dit net op beloftes. In die Nuwe Testament sien ons die vervulling van die beloftes in die Ou Testament, en dan kry ons waaragtig nog mense wat nie glo nie. Dan verstaan ek nie. Dan besef ek, my verstand is te klein om mense te verstaan. Die tweede rede staan in vers 21. Ons het 'n groot hoëpriester oor die huishouding van God. Nou dit beteken dood eenvoudig, as jy nog so onder die indruk van jou eie sonde sou wees, dat jy dink dis onmoontlik vir jou om by God in te gaan, kyk dan en sien Jesus Christus langs God staan. Want onthou, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, sê die Bybel vir ons. So sien Jesus Christus langs God staan. Hy het die offer gebring wat nodig was om my en jou sonde finaal weg te vat. En dit, terwyl jy nader kom na God toe, is hy besig om vir jou voorbidding te doen. Nou geliefdes, wat wil ons as gelowiges meer as dit hê? Jesus Christus, en ek sien in my gedagtegang, op sy knieë by God die Vader, en dit vir 'n sondaar mens soos ek. Daarom, al leef daar ook watter sonde in jou gewete, kom nogtans, omdat Christus vir jou sal intree by God, as jy in geloof op hom konsentreer. Nou dis 'n belangrike ding wat ek nou sê. So baie. En in die, hoe lank is ek nou in die bediening? Amper 20 jaar. Wil ek amper vir u sê, op 'n daaglikse basis, dat mense nie kom nie, want Evert Basson sit daar, en Evert Basson het my te nagekom, en ek kan nie die Here aanbid as ek Evert Basson se gesig vaskyk. Ekskuus Evert, ek pik nie op jou nie, ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Maar hoor jy hoe dink ons mense? Of kom ek pik nou 'n bietjie op Wian? Of Wian sit hier en Wian kom ons uit daai charismatiese gemeente daar in die Noord-Kaap. Hoekom sit hy hier by ons? Wat soek hy hier? Weet jy my broer en suster, as dit jou gesindheid is, bly weg. Want ons kom hier na toe om 'n ontmoeting met die almagtige God te hê. En is dit nie jou ingesteldheid vir kerk nie? Is nie. Met liefde. Sê vir my, dan maak ek vir jou die deur oop. Want dan is ons nie hier om tot eer van God te lewe. Die twee groot redes wat agter hierdie 4 opdragte wat ons hier lees, lê, is die bloed van Christus wat vir jou en vir my vrye toegang gee. Ek vat net vinnig saam die hele stuk wat ons nou oor gepraat het. En die volgende ding is, omdat Christus altyd besig is om vir jou in te tree by God, mag jy met reg tot sy troon van genade nader. Ek en jy wat glo, vasglo, met alles in ons glo, dat Jesus Christus aan daai kruis gehang het vir jou en vir my, ons kan dit doen. Want dan lewe ek met hart en siel
tot eer van God. Dan vanuit hierdie gemeenskap met God is daar gevolge, maar dis lekker gevolge. Jy groei in jou geloof, jy groei in jou hoop, en belangrik, jy groei in liefde. En dan hoef my vrou nie bekommerd te wees as ek vir Liesel of vir die kwaai tannie 'n drukkie gee nie, want ek is vir hulle lief met 'n Christelike liefde. Ek wil nie my vrou verneek nie, ek het geen bybedoeling nie, maar ek lewe met 'n Christelike liefde. In die wêreld waarin ons vandag leef, moet ek seker versigtiger wees as ek vir die studente dames drukkies gee. Nou sê hulle vir my ek is 'n pedofiel. Maar weet jy, as ek vir hierdie meisiekind lief is, met alles wat in my is, omdat sy 'n godsgeskape wese is, wat kan verkeerd wees? Ons moet net nie bybedoelings hê. Nou in vers 23 kry ons die heel eerste opdrag en daar staan: laat ons dan tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsversekerdheid. Nou het ek myself so 'n bietjie vooruitgeloop. Met 'n opregte hart. Met ander woorde, as jy Christelike liefde betoon en jy doen dit met 'n opregte hart, kan daar niks meer verkeerd wees. Maar jy moet dit ook doen met volle geloofsversekerdheid. Met ander woorde, as jy kerk toe kom nou na God toe. Die pad is nou oop, moenie wegbly of bang wees nie, kom net. Ja, jy kan dit ook in jou persoonlike gebede en in jou stilte tyd doen, maar hierdie teksgedeelte gaan spesifiek oor die onderlinge samekoms. Ons moet kom. So baie sê ek, bietjie rowwe dag, bietjie rowwe naweek, ek gaan liewer bietjie in lê, die studente se term, gaan bietjie in lê en bietjie rus. Ons lees ook in vers 4, hoofstuk 4 vers 16, kom erediens toe, juis in die erediens nader jy saam met medegelowiges tot God. Dis die hoogtepunt van jou hele ervaring van naby God leef. Hierdie geleentheid om in 'n erediens in te gaan en in die teenwoordigheid van die lewende God te wees. Daarom behoort ek en jy nie te kan wag vir volgende Sondag nie, want dan het ons weer 'n geleentheid om weer by die almagtige God te kan wees. Ons moet eintlik opgewonde raak, soos kinders wat op vakansie gaan. Bernard, toe julle so klein was, daardie laaste paar dae, Jesus, mens kan nie wag dat ons nou moet ry nie. En so moet u en ek as gelowige raak in ons geloof. Ons moenie meer kan wag om by God uit te kom nie. Ons moenie kan wag vir Sondag se erediens. Kom net, moenie wegbly nie, maar doen dit dan met 'n hart waarin daar geen geheime vir God is nie. 'n Opregte hart, sê die Bybel. Kom oop en eerlik, net soos jy is, net soos jy voel. So baie sê ons nee, ek is nie in die gemoed om kerk toe te gaan nie. Dis dalk juis in die kerk wat God jou gemoed kom verander. Dis dalk juis die dag wat jy dit die nodigste het van al die dae. Bly by die Here, want jy hoef nie vir hom voor te gee. Los maar jou waardigheid en jou meerderwaardigheid by die huis. Los sommer jou trots ook by die huis. En kom met 'n opregte hart. En dan die tweede deel kom met geloofsversekerdheid. Al twyfel jy aan die waarheid van die Here se beloftes vir jou, want dit gebeur met almal van ons. Is daar agterdog in jou hart, en dit bou 'n muur tussen jou en God, dit trek weer die voorhangsel toe. Dit maak hierdie werklike ontmoeting met hom onmoontlik. Ek sê nee, gryp vas aan die wete, dat ook jou hart gereinig is deur die bloed van Jesus Christus. Aan daai kruis het hy gehang vir Herman en vir Leon en vir Trudy en vir Frans en vir so kan ek gaan tot agteruit. Vir elkeen van ons het hy aan daai kruis gehang, sodat ons die ewige lewe kan hê. Die tweede opdrag vind ons in vers 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Nou, u sal onthou, die afgelope week of 2, het ek gesê, ons moet ophou praat en ons moet begin doen. Ons moet nie net praat, ons moet nie net vashou aan hierdie hoop nie, ons moet dit gaan leef. En wat is hoop nou weer in die Bybel? Is dit dieselfde as ons wense wanneer ons sê, ag ek hoop dit sal môre weer beter gaan? Nee.
Hoop in die Bybel is 'n vaste, sekere wete dat dit wat nou nog in die toekoms lê, sal kom. God het 'n eed gesweer dat dit so sal wees in Hebreërs 6 vers 17. En as God beloof, is hy nie soos 'n mens wat sy belofte breek nie. Hy hou daarby. Jesus het beloof dat ons erfgename sal wees van God. Dat ons die lewe van ewige heerlikheid sal erf. En dan kan u en ek vandag dit amper gaan leef asof dit reeds so is. Asof ons 'n klein stukkie van die hemel hier op aarde kan beleef. Hoop, kyk met verwagting in die toekoms in. Nie met kommer nie. Ons kyk na die TV en ons is bekommerd oor wat môre en oormôre gaan gebeur. Ons hoor van Trump en Netanyahu wat Iran inval en ons is bekommerd wat se invloed gaan dit hê op ons in Suid-Afrika? Gaan die brandstofpryse nou weer hemelhoog opskiet? Maar hoop in die Bybel sê, ek kyk met 'n verwagting die toekoms in, terwyl dit vasgryp aan die groot dade van God in die verlede. En die grootste daad, die kruis op Golgotha. Met ander woorde, as geloof ons die vrymoedigheid gee om tot reg by God te kom in vertroue op sy barmhartigheid en sy genade in Christus Jesus, dra dan die hoop van barmhartigheid. Dra dan hierdie onverganklike hoop waarop ek en jy kan infokus, wat ons weet wat vir ons in die toekoms lê. Want dan kan ons lewe, want God het klaar bewys dat hy vir ons is. En dan sê die Bybel, as ons vir God is, wie kan teen ons wees? Daar was nog nooit, en daar sal ook nooit, iets wees wat ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ons het dit vanoggend afgesluit met die erediens, met daardie wete. Niks kan ons skei nie. So, u sien, so sprei die krag van gemeenskap met God deur ons hele lewe. Ek en jy is die draers van lig in die wêreld. En as jy vir my sê, maar jy sien niemand wat saam met jou dit doen nie, dan wil ek vir jou vra, dra jy die lig? Jy weet, ek kan nou sy naam onthou nie, Gandhi, wat jare terug hoofman oor 100 was, Mahatma Gandhi, wat jare terug hoofman oor 1000 was in Indië. Hulle het eendag vir hom gesê, maar hoekom word jy nie 'n Christen nie? Toe wys hy so die vinger na Christene, toe sê hy, as dit is hoe Christene lewe, dan wil ek nie een wees. Pas op, dat die vinger nie na jou en my gewys word, en sê, as dit is hoe 'n Christen lewe, dan wil ek nie 'n Christen wees. Die derde opdrag kom in vers 24, laat ons ook na mekaar omsien. En ek dink, vir die sondige mens met sy neiging tot die kwaad, soos wat die Bybel sê, is dit seker die moeilikste. As iemand dan uit my oë my te nagekom het, wil ek hom trap. Ek wil vashak by 'n oog vir 'n oog, wat die Bybel sê. Maar die Here sê ook 70 maal 7. En 70 maal 7 is maar net 'n aanduiding op oneindig. Dis nie regtig 490 nie. So as 'n ou die 491ste keer sondig, dan hoef jy hom nie te vergewe nie, nie waar nie. Dis 'n simboliese verwysing na 'n oneindige vergifnis wat in jou as Christen gelowige moet wees. En dis hier waar die ander kant van die erediens vir ons oopgaan, die kant van gemeenskap, nie met God nie, maar met mekaar. En as ek dan verskil, kom ek gebruik iemand anders, van Jopie, dan beteken dit mos nie, ek gaan nie vir hom omgee nie. Die Here het ons dan verskillend gemaak, hy het ons dan individue gemaak, ons moet verskil. En ek sê altyd vir die jong mense, onthou net as daar nie striweling in jou huwelik is nie, is daar fout. Want dis twee verskillende individue, wat nou skielik met skouers skuur, en moet vorm en moet maak. En ek het dan net die voorreg om, haar ouers lewe nog albei, en hulle is nou hoe lank getroud? 70 jaar, getroud. Hulle dink al soos mekaar, hulle doen al soos mekaar, sonder dat hulle dit vra. Ek en Annette is
34 jaar getroud. Ons beleef dit. Dan sit ek en dink in die kar en as ek begin praat, dan sê sy, ek wou nou net met jou daaroor praat. Hoe? Die Almagtige wat werk. Hy vorm ons, hy maak ons soos hy ons wil hê, hy gee ons die vermoë om aan te pas. Die groot ding is net, is ek bereid om dit te doen? Hebreërs 3 vers 12 en 4 tot 14 staan daar baie belangrike woorde. Ons is mede verantwoordelik vir mekaar se hoop. So of ek nou met broer die en daai of suster daai en daai, of broer die en daai of suster daai en daai verskil, ek is verantwoordelik vir die hoop wat hy het. Ongeag of ek in persoon van hom verskil, ek is mede verantwoordelik, sê die woord van God. Die Here gaan van ons vra, waarom het julle toegelaat dat so en so afvallig geword het van my? Waarom het julle toegelaat dat hy verhard in die sonde? Dat hy of sy uitsak in die wedloop van die geloof en daarom nie meer deel het aan Christus. Hoor jy dit vanaand? Hy gaan dit van elkeen van ons vra. Ons praat so maklik in Afrikaans as ons daar bo by Petrus by die poorte kom. Hy gaan dit van ons vra, van elkeen af. Hoekom was jy aandadig daarin dat so en so of die en daai afvallig geraak het? Dit was julle verantwoordelikheid. Ek het aan julle die hoop van die ewige lewe gegee. Hoekom het julle dit nie gaan uitdra? En in verband hiermee is die opdrag in Hebreërs 10 baie duidelik. Laat ons na mekaar omsien. Met ander woorde, hou mekaar in gedagte, sien mekaar raak, wees bewus van die ander een en sy vreugde of sy nood. Nie om oor mekaar te skinder en stories te maak nie, maar sodat julle mekaar kan uitdag, skerp kan vermaan tot dade van praktiese liefde. Ons kom nie net elke week hierheen vir 'n uur van gemeenskap met God en met Christus en dan is alles verby nie. Aan die einde van die erediens hoor ons die seën en ons praat in die teologie van die wegstuur seën. Die Here kom en hy sê die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle bly. Die gemeenskap hou dus nie op as ons by hierdie kerkdeur uitstap nie. Dit duur voort tot by die volgende geleentheid. Die Here kom en hy kom bevestig eintlik vir my en vir jou dat hy elke oomblik van elke dag saam met elkeen van ons is. Dalk dink u vanaand, maar hoe? En dan kom sê Jesus vir Christus vir ons in Johannes 15 vers 10 en 12, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. En dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Nie wanneer dit jou pas nie. Nie wanneer dit die regte persoon is wat voor my verbyloop nie. Julle moet mekaar lief hê. Solank ons prakties besig bly met hierdie liefdesdade teenoor mekaar, so lank is ons gemeenskap met Christus. Die aansporing in vers 24 is 'n baie netjiese vertaling van 'n baie skerp woord, wat eintlik letterlik beteken, as jy dit direk gaan vertaal, om te raas, om skerp tereg te wys, om hewig ontstel te word. Nou hoor jy sommer klaar dadelik hier, baie mense vra vir my, hoekom moet julle Grieks en Hebreëus doen? Vir hierdie rede. Een woord in Grieks, gesien in die konteks waarin hy geskryf is met verbuiginge, kan verskillende betekenisse hê. In Hebreëus is daar een woord wat 17 verskillende betekenisse het. Deur die konteks te sien waarin dit geskryf is, met voorvoegsels, met agtervoegsels, met verbuigings, is daar 17 verskillende betekenisse. So, verstaan nie dat 'n predikant moet gaan 'n studie maak en agter die kap van die Bybel kom. Wat was die omstandighede? Wie het dit gesê? Hoekom het hy dit gesê? Vir wie het hy? Daar's 'n klomp werk voordat hy in 'n preek vir die gemeente kan kom uitlê. Dis wat God vir ons probeer sê. Dis 'n manier waarop ons mekaar moet aanmoedig tot liefde en goeie dade. En as ons dink wat op die spel is,
dan verstaan ons hoekom die Here hier so 'n skerp woord gebruik het. Dit gaan immers daarom dat ons mekaar moet beskerm teen ongeloof, afvalligheid en verharding. Dit gaan oor mekaar se saligheid en oor ons gemeenskaplike bly in gemeenskap met Christus. Dis wat op die spel is. My en jou gemeenskaplike gemeenskap met Christus is op die spel wanneer ons nie gehoorsaam is aan God se wil nie. As dit is wat op die spel is, dan trek jy al die stoppe oop en blaas mekaar tot aktiwiteit en gehoorsaamheid. Dan moedig ons aan, dan gee ons raad, dan help ons, dan vat ons hande. Die studente sal weet op die kamp, as ons bid, het ek gesê, kom, ons vat hande, dan staan ons in 'n kring en ons vat hande. Ons vorm 'n eenheid van gelowiges. En as mens hierdie dinge weet, dan maak dit baie sin dat die laaste opdrag in vers 25 praat van die erediens, nie waar nie. Nie omdat die erediens nou vir die heel eerste keer ter sprake kom nie, maar omdat hierdie laaste opdrag die samevatting van die eerste 3 is. Omdat die erediens die plek is waar jy in geloof nader tot God, waar jy jou greep op die hoop behou, maar ook verstewig, waar jy omsien na jou medegelowiges. En omdat die erediens in hierdie sin die hart van ons hele praktiese geloofslewe is, daarom is hierdie opdrag so direk. Moenie wegbly van die samekoms van die gemeente nie. Inteendeel, vermaan mekaar om getrou daarna toe op te trek. Dis nie 'n opdrag net vir die dominee of net vir die ouderling nie, voor jy almal nou dink, ja maar wat dominee, dis jou en die ouderling en die diaken se moeilikheid. Dis nie 'n opdrag net vir die ouderling en die diaken vir die kerkraad nie. Dis 'n opdrag vir elke gemeentelid. En die studente sal onthou, en hulle kom dit op hierdie stadium baie getrou na, by die eerste Bybelstudie, inteendeel, op die kamp, het ek vir hulle gesê, ons was 11, 13, kan nou nie presies, maak nou nie saak, op die kamp. Toe sê ek, het julle al mooi gedink aan hierdie klippie in die dam effek. As ek net iets kleins kom verander, wat se effek gaan dit hê? Kom ons gebruik geronde getalle, 10 mense. As 10 elke week 'n maat saambring, en ons kan dit so doen dat hierdie persoon 'n behoefte kry om hier te wees, dan het jy ons geslaag in jou doel, dan is ons 20. As ons oorspronklike 10 dan weer elkeen een bring, dan is ons 30. Aan die einde van die jaar is die 10 90. En wat was my poging? 1 maatjie per geleentheid. En ek wil vir u sê, ons as gemeente, u weet wie in die kerk by u sit. U weet wanneer mense nie daar is nie. Hoekom wag vir die dominee, wat op hierdie stadium nie die mense ken nie, om te sien, Liesel is nie hier nie. Dalk is Liesel siek. Dalk het Liesel 'n behoefte dat iemand by haar uitkom, of dat iemand net met haar kontak maak. Hoekom vir die dominee wag? Hoekom vir die ouderling wag? Ons het elkeen die opdrag om te sien na mekaar. Wat kos dit? Om 'n telefoonoproep te maak en te sê, Liesel, jong, ek sien jy's nie, is alles reg by jou? Gaan dit goed? Is daar foute? Kan ons help? Dan betoon ons naaste liefde soos wat God van ons vra. En elkeen van ons hoef net rondom ons te kyk en te sien wie's nie daar wat ek gewoond is was hier. En bel hom, bel haar. Kom in Christelike liefde en soek toenadering by mekaar. Die opdrag vir elke lid van die gemeente sê, vermaan jou broeder, vermaan jou suster wat wegbly, om hulle te bekeer en te kom. En dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom, sê die Bybel. Dit des te meer as ons begin wonder oor die eindtyd. En so baie mense vra vir my, Dominee, wat sê jy? Lewe ons in die eindtyd? Dan sê ek ja. Maar ek kan nie vir jou sê of het oor 'n jaar of oor 10 of oor 100 of oor 1000 jaar is. Want die Bybel sê 100 jaar in die oë van die mens kan wees soos 1 dag in die oë van die Here. Of 1000 jaar, ek sê nou 100, 1000 jaar. So ek kan nie 'n tydsbepaling maak soos wat Dani sy Botha gemaak het nie.
Ons kan nie dit doen nie. Dis nie binne ons vermoëns nie. Ons het nie daai vermoë nie. Maar dat ek u moet sê, ek begin wonder as ek kyk na die tsunamies in die ooste, as ek kyk na vuurspuwende berge in Europa wat hoeveel honderde jare nie aktief was nie, en dan begin hulle skielik weer aktief raak. Oorloë en gerugte van oorloë sê die Bybel. Hoe weet ek of ek môreoggend wakker word? Dan moet ek vandag sorg dat my saak met die Here reg is, want ek het hoop op die ewige lewe. En dis wat 'n bedienaar van die woord vir u moet bring. Moenie bekommer oor die dag van môre nie. Daar sal nie 'n haar van jou hoof val sonder dat dit die Here se wil is nie. Maar sorg dat jou saak met God reg is. Het jy al mooi gedink waaroor gaan dit as jy wegbly van die erediens af? Nommer 1. Jy is selfsugtig omdat jy juis na jou eie medegelowiges en hulle geloofsliefde omsien wanneer jy wegbly nie. Jy kan mos nie weet wie is dan hier en wie is nie hier. So as jy wegbly, is jy eintlik selfsugtig. Want jy gee nie om vir jou medemens nie. Die tweede ding is, en ek het dit nou hier kras uitgedruk, jy's dom. Omdat jy jou greep op die hoop prys gee. En jouself daarmee oorgee aan allerhande elende. Die derde ding, kan 'n mens sê, jy's in verset teen God, omdat jy weier om tot hom te nader op die manier wat hy vir jou gee en vir jou bepaal het. Jy verwerp die gemeenskap met God en met jou medegelowiges, elke keer as jy opsetlik, hoor mooi, as jy opsetlik besluit om die erediens te verruil vir iets anders. Dominee, verskoon ons volgende week, ons kinders kom kuier. Bring jou kinders saam. Dalk is dit die geleentheid wat daar vir een van hulle liggie opgaan. Bring hulle liewer saam, en moenie laat hulle jou weghou van die erediens af nie. Meer nog, Hebreërs 10:29 spel vir ons uit wat ons werklik doen as ons wegbly van die erediens af. En nou hoor jy, dis nie my vorige denke nie. Nou sê ek, wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 29, as ons van die erediens af wegbly, verag ons die seën van God. Ons minag die bloed van die verbond waardeur ons geheilig is, en ons beledig die gees van genade. Nou geliefdes, wil ek en jy dit doen? Wil ons in daai bootjie kom dat ons hierdie verskriklike goed aan God doen, wat sy seun gestuur het om elkeen van ons te verlos? Baie mense sê, maar Dominee, moet ons mekaar dreig met die hel? Kan ons anders as ons die woord van God ernstig opneem, om mekaar te wys op dit wat kan gebeur? Ons kan op 'n bemoedigende noot van uitnodiging afsluit met die woorde van Hebreërs 10 vers 35 tot 39. En ek wil dit graag lees vir u. Hebreërs 10 vers 35 tot 39. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Verstaan u die erns van erediens toe kom? Verstaan u hoekom ons moet erediens toe kom? Dis 'n opdrag van God. Ek gee geleentheid vir stil gebed.